Goeiemiddag Matrix, ek is die Annie Legrandsie van Protea Hoogte Akademie. Vandag gaan ek met julle die gedig doen, Sagte Sprong. Ek het hom juist gekies, omdat dit een van die moeilike gedigte is waarmee die Matrix sukkel. My 3 helpers vandag, of die 3 matrikulante wat help is, Rivaldo Skiepers, Dominique Grindling en Melissa van der Walt. En laat ons begin. Okay. Soos julle sien, gaan ek doen die Sagte Sprong van Sheila Cousins. Dis een van die moeilike gedigte in Afrikaans, want dit het te doen met die mystieke, en die meeste matriek sukkel om die gedig te verstaan. Voor ons die gedig verstaan, laat ons hierdie volgende vraag: glo jy aan die toeval? Waarom of waarom nie? Glo jy dat daar glo jy aan die toeval? Glo jy daar's 'n plan met 'n mens of met jou lewe? Melissa, glo jy daar's 'n plan met jou lewe? Ek doen, juffrou. Ek dink nie ek sou hierso gewees het as ek nie 'n doel gehad het nie. Baie mooi. En dan, matrikulante, dis waarmee die gedig te doen het ook. Hoe dink jy werk inspirasie? Waar kry jy jou idee of idees as jy byvoorbeeld 'n eksamen binne 'n beperkte tyd te opstel moet skryf? Dominique, waar kry jy jou idees vir opstelle? Dit is soos juffrou sê, die tyd is baie beperk, so vir my is nie regtig oor inspirasie nie, dit gaan oor die onderwerp wat die meeste met my praat of die meeste reaksie of emosies ontlok. Baie mooi. So, Matrix, dis waaroor Sheila Cousins se gedig gaan. Hier het ek vir julle 'n foto van Sheila Cousins en dit kom uit haar digbundel Die Sagte Sprong. En Sheila Cousins wil helderheid hê oor die aard van God. Sy wil die liefde van die Here verstaan. En Sheila Cousins is een van ons, word beskou as een van ons belangrikste religieuse digters in Afrikaans. Jy sal nou sien as ons die gedig begin bespreek. En in 1947, terwyl sy alleen by 'n vakansiehuis was om te skilder, het 'n gasstoof in die kombuis ontplof. Sy het ernstige brandwonde opgedoen en eers 3 dae later het haar seun haar daar gekry. Nou Sheila Cousins het na sy studeer het in Engeland verder gaan studeer en in Holland. En in Holland het sy by die radiostasie Radio Hilversum gewerk as radiojoernalis, en dis waar sy haar man ontmoet het, Johan de Salidrigas, en hulle is in 1957 getroud. En dis hulle toe in Barcelona gaan woon, en nog voor sy met hom getrou het, so julle kan sien sy is al lank religieus, het sy 'n katholiek geword, en sy sê, oor die Rooms-Katholieke sê sy, ek het jarelang daarin belang gestel. So dis hoekom sy in Spanje was, toe die gasstoof ontplof het, en ongelukkig het haar eers 3 dae, haar een seun haar eers 3 dae later gekry. En sy was lank in 'n koma, en toe sy bykom, moes sy hoor dat vingers van albei haar hande, asook haar een been geamputeer is, terwyl haar gesig die letsels van die brand sou dra. Julle kan op die foto sien die letsels van die brand, en haar vrees was dadelik, sal ek weer kan skryf? Ek is 'n skepende mens, ek het my hande nodig. En om gedigte te skryf, is vir haar 'n goddelike opdrag, en haar worsteling om helderheid te kry oor die wese van God, is die sentrale dryfkrag in haar digterskap. En die mystieke ervaring vorm dus skering en inslag van baie van haar gedigte. Julle sal nou in die gedig sien, daarom sê ek die mystieke speel 'n groot rol in die gedig, daarom sukkel matrikulante om dit te verstaan. Selfs iets eenvoudig, iets nietigs, kan aanleiding gee tot daardie sagte sprong, tot God se vasvat, dit wil sê tot 'n religieuse ervaring. En dis waaroor die gedig gaan, 'n goddelike aanraking, eers van die verstand en dan van bewussyn. En ek lees dit gou. Sagte Sprong deur Sheila Cousins. Dit kom wanneer dit nie verwag word nie. 'n aanraking van die verstand, lig soos 'n veer, vlugtig maar presies. En jy dink as sy ligtheid is so potent, dat die aandag nog lank daarna die indruk behou. Hoe moet sy vasvat wees?
Dit kom wanneer dit nie verwag word nie. Iets wat die bewussyn tot in die lewe tref. Iets soos 'n sagte sprong. Vreugde, verbasing, vreugde, herkenning. Hoe moet u vasvat wees? En laat ons begin met die gedig Sagte Sprong. Die titel is 'n paradoks. Die Here se is nie letterlike sprong nie. Die Here se of God se aanraking word gelykgestel aan 'n sprong. En onthou, paradoks beteken twee teenstellende woorde langs mekaar. 'n Sprong, as jy land, kan tog nie sag wees nie. Daarom is die titel 'n paradoks. En nou in die eerste reël, dit kom wanneer dit nie verwag word nie. En daardie dit verwys na die sagte sprong. Daar het ek vir julle verpyltjie, die sagte sprong is die dit, en die dit verwys ook na die aanraking van die verstand. En die voornaamwoord wys hoe die spreker God se teenwoordigheid beleef. So julle sien, die sagte sprong vergelyk sy met 'n aanraking van die verstand. En dit kom wanneer dit verwag word nie, uit die bloute, onverwags. En daai twee reëls is enjambement. Die een reël, julle weet, enjambement, die een reël loop oor in die ander reël sonder enige leestekens, en is om daai gedagte verwag word nie, en daai aanraking van die verstand lig soos 'n veer met 'n aaneenskakeling van dieselfde gedagte te maak. En dan, dit kom wanneer dit verwag word nie, dubbelpunt, 'n aanraking van die verstand, en na die dubbelpunt word daar verduidelik, gaan die spreker verduidelik wat so onverwags deur God aangeraak word. En daar sien julle 'n aanraking van die verstand. So heel eers raak God ons verstand aan, en die verstand is ons intellektuele kant, ons denke, intellek, om mee te redeneer, so hy raak ons verstand aan. En dan sê sy, so na die dubbelpunt wat die Here eers aanraak, is lig soos 'n veer, vlugtig maar presies. Dan die aanraking word vergelyk met die sagtheid van 'n veer. En hierdie uitdrukking word gebruik en is baie doeltreffend, en dit wys hoe God met ons werk, sag maar doelgerig. Dan gaan ek gou na die volgende skyfie toe, voor ek weer terugkeer na die res van die reëls. Versreël 3, lig soos 'n veer, het ek al gesê, 'n vergelyking, in die Here se aanraking word vergelyk met die sagtheid van 'n veer. So God werk met ons sag en doelgerig. Baie keer is ons eers bewus van die Here se aanraking nie. Dis baie keer dat jy in 'n eksamenklas sit en jy moet 'n opstel onderwerp kry en jy kan aan geen onderwerp dink nie. En ewe skielik kry jy hierdie lightbulb oomblik en dan kry jy 'n idee vir 'n onderwerp. Of soos Dominique gesê, die onderwerp praat met jou. So ons is baie keer nie eens bewus van goddelike aanraking nie. En dan sê sy vlugtig, maar presies. Hierdie is ook, en die vlugtig en potent is ook 'n paradoks. Vlugtig, sy sê die Here se aanraking soos 'n veer, vlugtig beteken net vinnig, maar presies is noukeurig, né? Soos ek al reeds sê, die Here werk sag, maar doelgerig met ons. En dan sien julle ook veer en vlugtig is alliterasie, en dit verbind daardie woorde by mekaar, en dit is 'n beklemtoon die veer en die vlugheid, die vinnig van die aksie, en natuurlik weer God se sagte aanraking. So, God se baie sagte en liefdevolle benadering, al is sy aanraking kragtig. So daar het ons vlugtig maar presies, en jy dink, as sy ligtheid so is, so potent is, die Here se aanraking soos 'n veer, maar daar het julle potent, krag en sterk. En jy dink, so nou word daar die voornaamwoord jy, is nie net 'n spesifieke mens nie, dis universeel, is enige mens wat die aanraking van God ervaar. As daar iets in jou lewe is waaroor jy bid, en ewe skielik kry jy oplossing van die probleem, daar is die aanraking van God. En dan die aandag, en daar sien julle die komma en die herhaling, so is, komma, so is, om die tempo van die gedig stadig te maak, en om daar 'n kontras te skep tussen
die kragtigheid en die ligtheid van God se aanraking. So daar het ons, die Here raak ons verstand aan, daar's reël 3, en dan weer die laaste 3 reëls, presies, en ons het potent, dat die aandag nog lank daarna die indruk behou. Soos hy sê, wanneer God in ons lewe werk, dit maak so indruk op ons, en het so groot invloed op ons, dat ons nooit vergeet nie. Dit is blywend. As daar iets, 'n wonderwerk of iets goeds met jou gebeur, jy onthou dit altyd. En dan, hoe moet sy vasvat wees? Dis 'n metafoor. En vasvat beteken as iemand jou in 'n greep het, of stewig vashou, en dit beskryf God se aanraking, né? Dis wanneer hy kragtig en doelgerig in ons lewe werk. En dan natuurlik 'n retoriese vraag, sy vra, hoe moet sy vasvat wees? En die laaste paradoks, ons het nou die teenstellings gesien, die goddelike aanraking is lig, maar potent. Dis vlugtig en ook presies. So dis 'n paradoks, né? Teenstellende begrippe. Die ervaring van God se teenwoordigheid is so kragtig dat ons nog lank die belewenis daarvan sal onthou. Dan die tweede deel. Daar sien julle die dubbelpunt aan die begin van die sin. Gewoonlik kom 'n dubbelpunt in die middel van 'n sin, 'n verduideliking of voor 'n lys dinge wat genoem word, maar hier kom die dubbelpunt aan die begin van die sin. En daar sien julle, die dubbelpunt is om te wys, daar is 'n wending wat plaasvind, die gedig verander. Waar die eerste 6 reëls gegaan het oor die aanraking van die verstand, raak die Here nou ons bewussyn aan. Dit beteken jou gevoelens, jou hele lewe. En daar sien julle, die dubbelpunt wys, die aanraking van die verstand gaan nou na die aanraking van die bewussyn. Dis 'n goddelik, na emosionele aanraking deur God. En die dubbelpunt dui ook op die onverwagsheid van God se aanraking. So onthou nou, die dubbelpunt skei die 2 dele van die gedig. Dan het ons die woordjie weer eens dit. En dit kom weer eens uit die bloute en onverwags. En hierdie woordjie dit is ook om die herhaling van dit beklemtoon die misterie van God se aanraking, en dit dien ook as bindingsmiddel tussen die 2 gedeeltes. Die woordjie dit bind die gedeelte voor die dubbelpunt, goddelike aanraking van die verstand, en dan na die dubbelpunt kom die goddelike aanraking van die bewussyn. En daar sien julle die verstand, wat ek gesê is jou intellek, redeneer vermoë, en die bewussyn is jou vermoë om te kan dink en voel. Dit wil sê jou verstand, jou gedagtes, jou gevoelens en jou persepsies. So aan die begin het dit ons verstand aangeraak, goddelike aanraking, nou jou bewussyn. En dan sê hulle, na die tweede dubbelpunt, iets wat die bewussyn tot in die lewe tref. Na die tweede dubbelpunt is dit 'n emosionele aanraking. So daar is vooruitgang van die intellektuele aanraking tot die emosionele aanraking. Net soos ek gesê het, die dubbelpunt en die woordjie dit wys vir ons die gedig, dit skei in 2 dele, en die dit bind ook die 2 dele. So die eerste stelsin, verstand, en dan ons bewussyn. En dan iets wat die bewussyn in die lewe tref, tot in die lewe tref, en natuurlik is weer eens daai, dit maak 'n indruk op jou, jy sal vir altyd onthou, en dan iets soos 'n sagte sprong. So hier kry ons 'n vergelyking, en natuurlik weer die sagte sprong, weer 'n paradoks. Nou, God se aanraking vergelyk sy hier weer eens soos in die titel, 'n sagte sprong. Net die aanraking is delikaat en saggies, en dan is dit 'n paradoks, soos ek net nou gesê het, die sprong kan tog nie sag wees nie. Jy kan nie sag land nie. So weer eens, die Here se aanraking was net 'n ligte veer, nou 'n sagte sprong. En dan die vergelyking, God beweeg daai sagte sprong, God beweeg sag en subtiel nader aan die mens. En na die aandagstreep sal julle nou sien, word hierdie
hierdie sinnetjie doen ek apart, omdat daar baie inligting oor is. Na die aandagstreep kom die spreker se gevoelens, se verbasing en vreugde word dit uitgehef. Die aandagstreep, onthou, vestig altyd die aandag op die woorde wat volg, en na die aandagstreep kom vreugde, verbasing, vreugde en erkenning. En die herhaling van die vreugde is om te beklemtoon weer eens, is onverwags. Sy het glad nie hierdie goddelike aanraking verwag nie. En daar sien julle, ek het die reeltjie heeltemal apart, vreugde, verbasing, vreugde, erkenning. En ek het in 'n vorige les het al gevra hoe versiel 10 en 11, 3 maniere hoe dit beklemtoon word of uitgehef word. Daar het ons al klaar gesien. Dit word aandag opgesit na die aandagstreep, en dan sien julle ook vreugde, verbasing, vreugde, dit word 2 keer genoem. Nee, dit word beklemtoon. En daarom vreugde is haar blydskap oor God se aanraking. En dan verbasing is onverwags, soos het ons sê, word die verwag is uit die bloute, so daarom gebruik sy die woordjie verbasing. Sy het glad nie die goddelike aanraking verwag nie. En dan vreugde, verbasing, vreugde, herkenning. So, sy herken hierdie aanraking van die Here, dis iets wat al voorheen met haar gebeur het. Die Here het al voorheen in haar lewe gewerk, so daar's vreugde by haar, dat sy weet, dit is hoe die Here eintlik met ons werk. En dan die V-alliterasie, vreugde, verbasing, vreugde, onthou dit bind daai woorde, die woorde, dit bind dit tot 'n eenheid, en dit beklemtoon ook die positiewe emosie. So, onthou die 3 goed oor daai, al dit gevra verlede jaar, hoe hierdie uitgehef word, as 'n aandagstreep, herhaling en alliterasie. En na erkenning is daar 'n dubbelpunt. En nou, na die dubbelpunt, word nou uitgebrei, hierdie vreugde, verbasing, vreugde, herkenning. En na die dubbelpunt, ek het vergeet, as syndeton daar by vreugde, verbasing, vreugde, herkenning, daar die voegwoord en is weggelaat. Daar staan nie vreugde en verbasing en herkenning nie. Die voegwoord is weggelaat om te wys die intensiteit van haar emosies. So dit is hoe dit toeneem haar emosies, se voorbeeld van progressie. Dan kom die laaste reël. Ek moes al gesê vreugde, verbasing, vreugde, herkenning, en na die dubbelpunt kom haar uitbreiding van hierdie vreugde, erkenning. En dan sê sy, hoe moet u vasvat wees? So aan die begin het sy gevra die retoriese vraag, hoe moet sy vasvat wees? En nou, hoe moet u vasvat wees? 'n betekenis meer persoonlik, nee? Is meer waar sy vasvat, praat sy nou persoonlik, die u is persoonlik, is 'n direkte aanspreekvorm, sy praat nou direk met die Here, nee? Sy erken die ware aard van die bron van aanraking. So, sy sê, hoe moet die Here se vasvat wees? En dan vasvat, het ek gesê, stewig in 'n greep, dit is wanneer God doelbewus in 'n mens se lewe werk. So, dit verander nou van sy na u, is nou 'n persoonlike ervaring. En sy sê, vreugde, verbasing, hoe moet u vasvat wees? En dit is waaroor die gedig, die Here raak eers ons verstand aan, nou die bewussyn. En dis hoekom sy die retoriese vraag ook, as die Here jou werklik, of as God jou werklik vasvat, sy werklik in jou lewe werk, moet dit baie meer intens wees en baie wonderlik wees, as daai gevoel van vreugde, verbasing, erkenning. En dan, daai V-alliterasie, hier bereik die gedig 'n hoogtepunt. En wat sy sê, hoe moet die Here se vasvat wees? En daar het ek gesê, die retoriese vraag is haar, ekskuus tog, die retoriese vraag is wat sy aan die einde sê, die Here het haar verstand aangeraak en nou haar bewussyn, haar hele mens wees. So is fantasties wat die Here in haar lewe gedoen het. So julle sien, is 'n moeilike gedig, die mystieke. Eers het die Here haar verstand aangeraak, die eerste reëls, en nou die laaste 5 reëls, haar hele bewussyn, haar hele, al haar gevoelens, haar hele lewe,
en daarom sê sy's vreugde, né, oor die Here se vasvat. En dan, julle sal sien, 'n paar algemene feite. Die gedig is 'n vrye vers, as 11 reëls, as geen vaste rymskema nie, as geen strofes en geen vaste ritme nie. Daar is wel hoofletters en leestekens. En jy het ook gesien die dubbelpunt wat aan die begin van 'n reël staan. En dan die bou van die gedig, daar sien julle reëls 1 tot 6 is een sin. En hier bespreek sy haar belewing, hoe haar verstand deur goddelike krag aangeraak word. En in die hele gedig is daar ook kontraste, kan mens sê, teenstellende woorde tussen die twee dele. Die eerste gedeelte sê sy is lig soos 'n veer, die verstand wat hy aanraak is vlugtig maar presies en potent. En dan in reël 7 sê sy die vasvat, dan sê sy vreugde erkenning. So die tweede groep reël 7 tot 11 is die tweede volsin, en hier is die geestelike en emosionele belewing van die Here, né? Iets wat jou bewussyn tot in die lewe tref. So hier is vooruitgang van die intellek na die emosie. En dan het ek hier vir julle stylfiguur, sagte sprong is 'n paradoks teen die titel, twee teenstellende woorde langs mekaar. Ons het alles in die gedig gedoen, maar ek gaan dit net weer deur. Dan reël 3, alliterasie, veer en vlugtig. Lig soos 'n veer is 'n vergelyking, en daar het julle ligtheid en potent. Al daai woorde is paradoks, né? Die ervaring van God se teenwoordigheid is lig, maar ook kragtig, dat sy dit nog lank sal onthou. En 'n retoriese vraag, né? Sy sê, hoe moet God se vasvat wees as jy hom eendag werklik ontmoet? Hoe moet sy vasvat werklik regtig wees? En dan 'n vergelyking, iets soos 'n sagte sprong. God beweeg stadig, sag en subtiel nader aan die mens. En dan natuurlik vreugde, verbasing. Ons het nou dit in detail bespreek, die weglaat van die voegwoord asyndeton en om die intensiteit van haar emosies te beklemtoon. En dan natuurlik die V-alliterasie en dan natuurlik progressie. Hoe moet sy vasvat wees? Nou, hoe moet u vasvat wees as jy werklik die Here ontmoet? En dan die tema is dat indien 'n mens na aan God leef, dit jou met intense belewenis van God se mag en vreugde vervul. En dan haar boodskap, 'n moontlike boodskap kan wees dat elke mens God se aanraking verskillend beleef. En die toon, haar belewing van God se aanraking toon verwondering, né? Vreugde, verbasing en stemming, omdat dit gaan oor die werking van God in 'n mens se lewe, is die stemming gewyd en rustig en eerbiedig. En dan die opsomming van hierdie hele gedig, God se teenwoordigheid is onverwags. Eers word ons verstandelik die eerste 6 reëls bewus van God, en sy verskyning is sag soos 'n veer, liggies, en as ons sê presies en potent. En dan die tweede stelsel, die laaste 5 reëls, dan tref God se aanraking jou tot in jou diepste wese, en dan reageer ons met vreugde en verbasing, maar ook met erkenning van God se teenwoordigheid in ons lewens. So, ek hoop julle verstaan die gedig. Hy is baie moeilik, so ek sê 'n mystieke gedig. Sheila Kahn is een van ons religieuse digters. So die is net wat jy moet onthou, is net 2 stelsinne. Die eerste stelsel gaan oor goddelike aanraking van ons verstand, en dan die dubbelpunt en die dubbelpunt en dit skei dit, en dit bind die 2 dele. Die tweede gedeelte gaan oor wat God se aanraking in ons bewussyn tot in ons diepste wese. So, dankie dat julle geluister het, en môre bespreek ons 'n volgende gedig.